vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Dr. Judy, hallo. Hallo Leon. Baie lekker weer te hê. Ek wil sommer vandag nou gesels met jou oor tienerakne. Nou, tieners kry redelik vroeg al, of kan redelik vroeg al redelike ernstige akne kry. Hoekom gebeur dit? Nou, hoekom ons die program vandag doen is omdat ons so baie vrae gekry het die vorige keer oor tienerakne. En ek gaan die term gebruik tweens en tieners. Tweens is natuurlik die voor Net voor tieners. Presies waar my enetjie nou is. Net so. So tussen 9 en 13. En baie ouers is bekommerd oor, kan ek nou al op daai stadium hulle, jy weet, op velsorgprodukte sit, en die antwoord is eintlik ja. Hoekom het gebeur? Androgene hormone begin aan die gang kom, progesteroon, estrogen, testosteroon, en daar's hierdie fluktuasies. En dit veroorsaak dat jou sebumproduksie bietjie verhoog. En sebumproduksie is natuurlik die olierigheid op die vel. En dit blok poree. Nou jy kry verskillende tipes akne, ligte akne, matige akne, akuut en selfs kroniese akne. En as mens kyk na tieners byvoorbeeld, moet mens nie noodwendig skrik dat hulle akne kry nie, want dit sê ten minste vir jou as 'n ouer, hoorie, my kind gaan deur puberteit, alles is normaal. Ja. Maar wanneer dit begin kronies raak, dan kan 'n mens dalk hulp inkry en sê, hoorie, is daar nie dalk soos polisistiese ovarium syndroom of endometriose of een van die tipe van dinge wat gebeur nie. Nou, van watter ouderdom, jy het nou genoem, mens kan eintlik al van 'n jonger of pre-tween of tween dan nou begin gebruik, maar jonger tieners, van watter ouderdom is dit dan nou veilig om goeie velsorgprodukte te gebruik, of is dit in elk geval 'n goeie ding om van redelik jongs af te doen? Ek het al 'n eksperiment met 'n tween gedoen, en van 8 tot 8, en elke keer soos 'n klikker gebruik wanneer hulle aan hulle vel vat. Ja. En ek het gesien 324 keer wat hulle aan hulle vel vat. Sjoe. So dit sê vir jou klaar, higiëne speel bietjie 'n rol. So as hulle eintlik al van 'n 9-jarige ouderdom op 'n ligte velsorgroetine kan begin, met wat ek noem kerolitiese bestanddele. En wat bedoel ek daarby? Dit is wanneer jy selle op jou vel het wat die hele tyd kolonies en hoopies op mekaar vorm, en dit blok poree, en dit lei tot inflammasie, en dit lei tot bakterieë wat op die vel groei. So dan kan jy gaan soek vir bestanddele wat jy dan op die vel kan gebruik wat nie skadelik is nie, wat die versperring van die vel nie gaan seermaak of kwesbaar maak nie. En dis tipies kerolitiese bestanddele soos salicylsuur wat die olierigheid wegvat, niacinamide wat 'n goeie antioksidant is, en natuurlik sink om die bakteriese groei dood te maak. So daai bestanddele, waar sal mens dit tipies in kry? Ek bedoel, so jy kan nie net gaan en sommer nou enige sepie van die rak afkry vir 'n jong vel noodwendig nie. Waar in watter tipe produkte sal mens dit dan vind? So ons het byvoorbeeld 'n pakkie bymekaar gesit waar ons van die bestanddele so salicylsuur in 'n reiniger sit. Dan gaan kyk ons na selfs hipoklorietsuur wat jy op jou vel kan sprits, wat ook kalmerend is. So daar's 'n stap 1 en 'n stap 2 en 'n stap 3 is dan tipiese bevochtiger. Baie sal die bevochtiger sommer 'n sonblok ook bevat, wat dan al 3 hierdie bestanddele bevat: salicylsuur, niacinamide en sink. En dan leer jy hulle, hoorie, oggend en aandroetine, jou vel gaan optimaal gesond wees. Ek hou van daai kalmerende effek. Ek wil dit definitief vir my enetjie kry, sommer net om te kyk wat gebeur. Dr. Judy van Biomedical Emporium, baie dankie dat jy weer by ons gedraai kom maak het vanoggend. Okay.